1 Samuel hoofstuk 9. In Benjamin, uit die stam van Benjamin, was daar 'n baie welgestelde man met die naam van Kis, die seun van Abiel, kleinseun van Seror en agterkleinseun van Bekorat, uit die familie van Afiag. Sy seun se naam is Saul. Hy was die aantreklikste jong man in Israel en het kop en skouers bo enige van sy volksgenote uitgestaan. Toe raak daar 'n paar donkiemerries van Kis, die pa van Saul, soek. Kis sê toe vir sy seun Saul: "Maak gereed, neem een van die werkers met jou saam en gaan soek daardie donkies." Hulle het oral gaan soek. In die bergwêreld van Efraim, die landstreek van Salisa, die landstreek van Saalim en ook die hele landstreek van Benjamin, maar kon die donkies nêrens vind nie. Toe hulle die landstreek van Sif bereik, sê Saul vir sy dienaar: "Ek dink ons moet omdraai en teruggaan huis toe. Net nou raak my pa meer bekommerd oor ons as oor die donkies." Toe antwoord die dienaar: "In hierdie stad hier naby is daar 'n hooggeëerde man van God. Dit wat hy sê word waar. Laat ons na hom toe gaan. Dan kan hy vir ons sê wat ons moet doen." En Saul sê: "En met watse vergoeding gaan ons na die man? Ons het nie eers meer brood nie. Ons het glad nie 'n geskenk om vir die man van God te gee nie, of het ons?" En die dienaar antwoord Saul: "Ek het 'n kwart sikkel, dis so wat 3 gram silwer by my. Ek sal dit vir hom gee, sodat hy vir ons kan sê wat ons volgende moet doen." In die ou dae, wanneer iemand in Israel God wou raadpleeg, het hulle altyd gesê: "Kom ons gaan na die siener toe." Destyds het hulle wat ons 'n profeet vandag noem, 'n siener genoem. Toe sê Saul vir die dienaar: "Dit klink na 'n goeie idee. Laat ons gaan." En hulle het na die stad waar die man van God was gegaan. Hulle was besig om die stilte uit te klim na die stad, toe daar jong meisies afkom om water te gaan skep. En hulle vra: "Is die siener dalk hier?" Waarop die meisies antwoord: "Ja, hy is daar voor in die stad. Julle moet vinnig maak. Hy is vandag hier in die stad, want die volk gaan vandag op die hoogte offer. Julle sal hom kry wanneer julle die stad ingaan, want hy is op pad na die hoogte. Die genooide gaste wag op hom om die offer te seën voor hulle begin eet. Maak gou, julle sal hom daar kry." Toe stap hulle op na die stad. Samuel het hulle tegemoet geloop toe hulle die stad binnegaan, want hy was juis op pad na die hoogte. Die vorige dag het die Here dit aan Samuel bekend gemaak dat Saul sou kom en gesê: "Die tyd môre stuur ek 'n man uit Benjamin na jou toe, wat jy as leier oor die volk van Israel moet salf. Hy sal my volk bevry uit die greep van die Filistyne. Kyk, ek het my volk se hulpkreet gehoor en hulle nood raak gesien." Samuel het vir Saul gesien en die Here het vir hom gesê: "Dit is die man wat oor my volk sal heers." Daar by die stadspoort het Saul na Samuel geloop en vir hom gevra: "Vertel my tog waar die siener se huis is." En Samuel antwoord Saul: "Ek is die siener. Gaan vooruit na die hoogte, want julle moet vandag saam met my eet. Môreoggend sal ek jou alles vertel wat op jou hart is. Dan kan jy huis toe gaan. En moenie meer bekommerd wees oor daardie donkiemerries wat 3 dae terug weggeraak het nie. Hulle is teruggevind. Tog behoort al die wonderlike dinge in Israel nie aan jou familie en aan jou nie." En Saul sê: "Ek is uit Benjamin, die kleinste stam in Israel, en uit al die families van Benjamin is myne die geringste. Hoekom sou jy dan so iets sê?" Saul en sy dienaar is deur Samuel in die vertrek ingebring en hulle aan die hoof van die tafel laat sit. Saam met hulle was daar ongeveer 30 ander gaste. Toe beveel Samuel die kok: "Jy moet nou daardie stuk vleis bring wat ek vir jou beveel het om eenkant te hou." Die kok het toe die bout met sy vleis voor Saul neergesit. Daarop sê Samuel: "Hierdie vleis wat voor jou op die tafel is spesiaal eenkant gehou vir jou nog voordat die res genooi is vir die ete. Eet dit." Op die dag het Samuel en Saul saam geëet. Daarna is hulle van die hoogte af terug stad toe, waar Samuel met Saul op die dak van die huis gepraat het. Teen sonsopkoms die volgende oggend het Samuel na Saul op die dak geroep: "Dis tyd dat jy opstaan, sodat ek jou kan wegsien." Toe staan Saul op en stap saam met Samuel na buite. Buite die stad het Samuel vir Saul gesê: "Laat jou dienaar so lank vooruit loop, maar staan jy eers 'n bietjie hier by my. Ek wil aan jou die woord van God bekend maak."
Toe loop die dienaar vooruit